What
onfeilbare naam van Koning Jesus. Wat 'n voorreg het ons weer eens om vanoggend in die tenswoordigheid van die Here te kan wees. Ons gaan die Here se naam lieflik groot maak en ons het 'n rede om hom te dien vanoggend. Hy het ons deurgedra, sy genade hand was oor ons deur die hele week en ons kan net hom al die eer, al die prys gee. Halleluja, prys sy naam. Amen. Van die
Immenso verander my Jesus Christ. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Immenso verander my Jesus Christ. Kom ons
to see myself upon that cross. Give myself away. Oh, I give myself away so you can give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can give myself away. I give myself Hallelujah, Jesus. It's all about you today. It's all about you, Jesus. Oh, my Lord. I wanna be a vessel for you, Lord. I wanna be more like you. I wanna be more like you, Jesus. Jesus, I wanna be more like you. I wanna be a vessel for you, Lord.
dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Bly getrou, dien jy net die Here, en die Here sal jou seën. Afval dat hy sit, aan jou sy vriend, hy sit aan jou regterkant. Bly getrou, die Here sal jou seën. Vader, in die naam van Jesus, seën elke hart, maak ons ontvankelijk. En dankie dat die Heilige Gees die naprediker is van die woord, sodat u daarin verheerlik kan wees. In Jesus naam. Amen en amen. U kan my sitplekke neem, dierbares. Wees vanmorgen gegroet al ons leiers, broeders en susters, gemeente, vriende, besoekers, in die mooie naam van die Here. Ons is dankbaar en bly vir die Here vir die geleentheid, die voorreg wat ons vanmorgen het. Ons kon op ander plekke gewees het, maar die genade van die Here, die liefde van die Here, hy hou ons gesond, hy weer die onheile van ons af. Ek of u kon vanmorgen in die hospitaal gelê, baie siek, heel moontlik daar by die huis Bethesda, maar die Here se genade het ons gehou, en u word nie eens bly nie. Sê vir die persoon, ek is vanmorgen vir die Here dankbaar daarvoor. Amen. Want die Here se goedheid en sy guns, sy getrouheid teenoor ons, dit hou nie op nie, terwyl ons die Here so baie teleurstel, bly hy getrou. Nou ons lees vanmorgen, Here, die dierbares 3 versies uit die boek van Romeine hoofstuk 8, 31 tot 33, en ons thema versie is 8:37, wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Is u nog hier? Die opskrif sê die oorwinningslied
God vir ons, wie sal teen ons wees met 'n vraagteken? Wie? Nou as daar 'n vraagteken is, dan sê dit vir ons, die persoon wat ons wil aandoen, moet eers by die Here verbykom. Want daar's 'n vraagteken. Nou hierdie 3 versies dierbaar is, Romeine 8:31, 33, vers 31 lees so, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Weer 'n vraagteken. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Die Here seën sy geleesde woord en welgeluksalig is elkeen van ons wat hierdie woord van die Here hoor en dit ook so doen. Nou heiliglik dierbares, lewe ons in 'n bose wêreld. 'n baie gevaarlike wêreld. Waar jy gaan is dood en moordslag. Daar is moord, daar is afguns, daar is stoos, jaloesie, vyhandigskap, tweedrag, partyskap, losbandigheid. As jy nie geestelik is nie, en jy's vleeslik, word jy presies soos die wêreld, en gun ook niemand niks. Want die wêreld gun niemand niks. En die wêreld sê ook, hy skuld ook vir niemand niks. Elke mens moet maar sy eie heil uitwerk. Met jou geestelike lewe en ook in die tydelike. Niemand kom elke week of elke maand, dan bring hy vir jou sy payslipie of sy bankkaartjie en sê jy's geregtig om nou te trek soos jy wil, ek het daarvoor gewerk. Elkeen is op sy eie ding uit. Jy kan ook vir iemand vra vir hulp, al kan hy jou help, dan sê hy is nie in die posisie om jou te help nie. Baie sê, elkeen, as 'n spreekwoord, elkeen vir onsself en God vir ons almal. Dit is hoe die wêreld vandag hier buite lyk. As ons kyk wat huidiglik in die wêreld aangaan, dis oorloë. Mense, onskuldige mense se lewe tot op die kinders word van hulle weggeneem. En dit is wêreldleiers wat so optree, hulle is geweteloos. Mense sterwe. Nou ons het vandag nog hier in Suid-Afrika het ons nie oorlog nie. Nou vir baie van hy mense is die government ook nie betrokke wanneer daai mense begrawe moet word. Ons het nog polisse en jy wag tot die geliefdes sterwe. Hulle maak gate en hulle gooi daai mense net so toe. Dis net 'n geween, 'n gehuil. Die wêreld is siek. Kyk maar daar in Palestina. Hulle word net so toegedraai, dan word hulle in gate gegooi en die ouers, die families ween, 'n hele familie word uitgewis. En daar is net 'n 3-jarige kind wat oor is. En hy leiers wat daar die missiele en daar die plofstowwe, 4 pile afvuur, hulle voel absoluut niks. Dis die boosheid wat in ons wêreld aangaan. As ons moet kyk, 2 lande val 1 land aan. 2 lande val 1 land aan.
die wêreld, alles is deur mekaar. Maar die Here gee 'n belofte aan die kerk. In Romeine 8:31. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Want eintlik sê die Here hou sy belofte. En dan sê Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge, maak nie saak, waar bevind jy jou in jou lewe nie, is ons meer as oorwinnaars. Deur Christus wat vir ons die krag en die liefde gee. Nou Paulus skrywe in sy tweede brief aan Timoteus in 2 Timoteus 3:2. En hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ondankbaar. Dis gewoon toe. Hulle sal onheilig wees, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. En dis nie net in die wêreld nie, is in ons kerke ook so. Ek sê in ons kerke is dit ook so. Dis oral, niemand gun vir niemand niks nie. Jy kan nie eens 'n nuwe kar koop nie. Dan kyk hulle na jou met ander oë. Baie sal jou prys hier voor jou, maar agter jou rug byt hulle eet jou op. Jy kan niemand vertrou nie. En wanneer die mens eers in sy vlees is hy op sy gevaarlikste. Daarom het Paulus geskrywe in Galasiërs 5:16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Daarom as jy nog in die Gees is, dan kan die Gees jou nog lei en jou help om nie op high level te gaan nie. Want dit is 'n lae level, is op die level van die duiwel. Johannes 10:10, hy gee nie om wie jy is nie, of jy nou 'n prokureur, of jy nou 'n staatsaanklaer, of jy nou 'n onderwyser is, of jy 'n van die rykste mense op die aarde is. Hy het gekom om te steel, te slag, en hy het gekom om te verwoes. Daarom sê Filippense 2:5, Jesus sê self, hy sê, en dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet ook waar wees, in julle wees. Want die mense is liefdeloos, die gelowiges is liefdeloos. Baie van die gelowiges, jy kan maar nou ook vir hulle vra om vir jou te bid. Hy sê, ja nee, ek bid vir jou, maar hy nooit vir jou gebid. As die dierbaar is met my. Met sy mond is hy met jou, maar sy hart is ver van jou. Amen. Hulle wil vandag oorlog maak. Hulle gee nie om in die wêreld hoe mense se lewensverliese daar is nie. Hulle is wetteloos. As die dierbaar is met my. Amen. Weerlose mense, weerlose kinders sterwe. Elke ene vir homself en God vir ons almal. Daar is 'n uitroep vir vrede, maar die leiers in die wêreld is geweteloos en wreed, sonder liefde vir die. En Paulus het dit aan Timoteus geskrywe, en het hieruit ook gesê, hoe lyk die gelowiges, hoe lyk die gemeente van God. As die dierbaar is met my. Amen. Terwyl die Bybel sê in die boek van Johannes 3:16, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het gegee, ten spyte van hoe die wêreld was, het God nog steeds sy seun gegee, sodat die mens in hom gered kan word. Dit wys na iemand wat lief het, iemand wat omgee. En hy sê hierdie gesindheid, deur die wedergeboorte,
wat ek en u as kinders van die Here ontvang het, moet hy selfde gesindheid van God nou ook in ons wees. En dit is om te gee. Talk is cheap. Is maklik om groot te praat, maar om die ding te doen is 'n ander saak. As die dierbares met my. Kyk vandag ons huishoudings. Elke huis is net vir homself. Jy is net daar om jou vrou, man uit te sort, jou kinders uit te sort, verder het jy vrede met die wêreld. As daar kos in jou kas is en alles is oukei, as jy vrede, jy sê op, jy vra van niemand niks. Jy is nog op baie level op. Ek skuld hulle niks en vra op niks. Dis hoe die mens vandag, die gelowiges redeneer ook so. As my kinders in die huis is, dan maak ek die vensters toe en die deure toe. So ek is safe. As hulle mekaar met die kapmes daar buite kap, moet hulle maar kap. My gespuis is in die huis. As die dierbares met my. So gaan dit vandag. As jy jou familie rondom jou het en jy is veilig, worry jy van niemand. Maar God het geworry van ons almal. Sondaar, sowel as die sondaar. Hy het sy seun gestuur vir die hele wêreld. Hoor wat sê Romeine 5:8. Hy sê God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons sondes gesterwe het toe ons nog sondaars was. Wat eintlik sê die Here het aan jou gedink toe jy nog in die wêreld was. Amen. Toe jy nog 'n sondaar was, toe sterwe die seun van God. Vir ons, as die dierbares met my, as my child, as my geld, ek het gewerk hiervoor. Niemand vertel my nie. As my child. Maar as die Here jou nie bewaar het nie, Here nie met jou was nie, sou jy nie die child verdien het nie. Daarom het jy rede om die Here te dien. Want die Here hou jou. Amen. Jy staan nou en dan staan jy sleg op in die oggend. Staan sommer op met hy fronse. En toe jy buite kom, toe sien jy die een wiel is pap. Dierbares met my. Maar die Here verdra jou, laat nog steeds dat jy by hy werk uitkom ten spyte van hy papwiel. Gee jou genade. Hy weer die ongeluk, die onheil van jou kinders af. Jy gaan ook nie by 'n dokter toe. Ten spyte van jou synigheid. As die mense in die plek, ten spyte van jou synigheid, kyk hy na jou kinders. Jy gaan nie by 'n dokter toe nie, hou hulle gesond. Wat eintlik sê, die gelde wat jy het, is deur die genade van die Here. Want as hy sy hand van jou afhaal, dan kom die duiwel en hy steel, hy slag net van ons. Baie van ons het nie eens mediese fondse nie. Ons moet klinieke toe gaan. Maar die Here hou ons kinders. Here hou ons gesond. Ten spyte van ons ongehoorsaam met ons ontrouheid, gee die Here genade. Daar kan so baie geld uit jou sak uitgevat word. Al ry jy met splinter jou kar, nuwe tyres, kan 2 tipe spykers net hulle steek. Dat is al 2, nie net pappie, dan kan dit nie meer reggemaak word. 'n hele paar jaar het ek teen iets gery, splinter nuwe tyre. Die eyster het in die pad gelê, hy steek in en hy slaan om en hy sny 'n hele tyre. Ek sê vir die manne, nee, daar by die tyreplek, nee man, hy kan reggemaak, as aan 'n nuwe tyre. Hulle sê, meneer, wat ons ook al doen, die gaan nie werk. Jy sal moet 'n nuwe tyre. En wat het dit my nie gekos nie? So as die Here sy hand los oor ons, kan ons baie skade kry. Jou kar kan sommer tot geskat slaan. Maar die Here hou. As jy wanneer jy by die huis kom en jy gaan deur jou kar, dan kom kry jy ry nou al 'n hele 2 weke sonder water. Jy skrik so groot en het niks met hy engine gedoen. Maar die Here gee genade. Hy weer die kaalvreter, die afkleiper, weer hy van jou af. Romeine 8:31.
Wat sal ons van al hierdie dinge maak? As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Maar ons besef nie hierdie goed nie. Ons gaan nie sit en sommetjies maak nie. As ons sommetjies maak, is wat kan ek terughou, wat kan ek uitkry op die einde van die dag. Maar as jy mooi gaan kyk, kan hy wasmasjien eenmal ontplof en jy het keuse nie, jy moet 'n nuwe een koop. Maar die Here weer ook daai ongeluk af. Jou stoof. Daar kan nou daar op die dak, kan 'n hele dak afgeskiet word met een ontploffing. Maar die Here gee sy engele aangaande ek en u op 'n veld om ons te bewaar aan ons. Ten spyte dat jy nou so nou en dan 'n hoofpyn kry en jou bors brand, jou radiator kook. Jy weet ons wanneer jou radiator kook. Wanneer jy baie kwaad is, dan raak jou bors ook warm. Dan moet jy nou, as jy 'n polo nek aan het, dan moet jy hom uittrek, jy kan hom nie oopmaak. As jy dierbaar is met my. As jy wat jy heeltemal onaangenaam is. Onaangenaam. Soveel so deur daai onaangenaamheid het jy nodig nou om 'n stroop te kry. Of hulle moet met jou jaag hospitaal. En nou jy ook nie 'n mediese. Maar die Here weer die ongeluk. Gaan kyk daar by George Hospitaal. Die mense sit die hele nag deur by ongevalle. Hulle slaap op mekaar se skouers. Daarom het jy rede om die Here in gees en in waarheid te dien. Jy het die tyd om te speel. As jy dierbaar is met my. Die Here kan toelaat dat jy hele R10,000 op 'n maand, net so jy moet nog gaan leen op by die bank, om die skade reg te maak wat jou oorgekom het. Maar die Here weet dit ook. Amen. Baie goede kan verkeerd gaan. Jy het die mediese. En daar moet hulle nou die hele voet afsit. Jy moet nou gaan teken 'n ooreenkoms dat die dokters kan maar aangaan om my voet af te sit. Maar ander mediese, maar hy medies sommer alles dek. Maar die Here weer daai siekte ook af. Amen. Ek onthou ook dat ons het 'n broer jare terug in die hospitaal gaan besoek. En hy daar gelê, baie eensaam. En hy het gehuil daai dag toe ons daar kom. En terwyl ons met hom gesels, sê die dokter moet nou sy voet afsit. Hulle moet sy voet afsit, maar hulle het nou uitgevind, hulle moet nou hier na die knie toe gaan. Hulle gaan nie met die voet, hulle dan na die knie toe. Want hy het suiker. Hy's 'n diabetes. So hulle moet nou sy been afsit hier by die knie. En ek en my vrou staan haar by sy bed. En ons bemoedig hom. En ons bid saam met hom. En ons sê vir hom, ons glo die Here gaan nie die been laat afsit. En die Here is getrou. Hy kom uit daai hospitaal, die dokters het besluit, hulle sit nie meer daai been af nie. En wat doen hy? Hy raak betrokke by ongeruimthede. Hy vergeet hoe hy gehuil daar in die hospitaal. Hy is nou nog van die Here af weg. Ons het gesit met hom. En hy het gehuil daar. Hy het seker daar in sy eie hart en die Here baie dinge beloof. Dis ons baie van ons wat vanmôre hier sit, maar die Here baie dinge beloof het, wat jy nooit nagekom het. En baie van hy goed het jy vergeet wat jy beloof het. Jy het vergeet, Here as hy net vir my hier, Here as hy net dit kan doen, en Here net as hy so kan maak.
dan gaan ek so maak en so maak. Die Bybel praat van 'n sekere man met die naam van Jefta. Hy het die Here beloof. As die Here die oorlog in sy hand gee, dan gaan hy die eerste persoon wat uit sy huis uit kom, as hy daai dag die oorlog oorwin. Sy naam was Jefta. Die Bybel sê toe hy die Here die oorlog, die Here het hom reeds, hy was 'n dapper jaag, sê die Bybel. Die Here was al die pad met Jefta. Die Bybel sê hy was 'n seun van 'n hoer. Sy broers en susters, hulle is nie een ma en een pa se kind. Een pa se kind, maar nie een ma se kind. En die Bybel sê die Here was al die pad met hom. Hy self maak die fout om 'n belofte teenoor die Here te maak. Die Here het nie vir hom gesê, hy gaan dit nie doen nie. Maar hy sê vir die Here, die eerste persoon wat uit sy huis uitkom na die oorlog, en die Here gee hulle in sy hand, dan offer hy daai persoon aan die Here. En die Here gee die oorlog in sy hand. En toe by sy huis, nader, toe kom sy pragtige dogtertjie uit die huis uit. En sy spring, want hy was vir 'n hele 3 maande, was hy by die oorlog besig. En sy spring en sy dans en sy gaan te kere, want haar pa het weer huis toe gekom. Maar wat hy vergeet het, hy het die kind ingeskerp, die verordeninge van die Here. Hy het die kind vertel hoe groot God is, en hoe moet op die Here vertrou word, en as jy 'n gelofte aan die Here maak, dan moet jy dit betaal. Hy het dit vir haar gesê. En hier kom hy dogtertjie spring, appel, baie bly om haar pa te sien. En hy maak sy mond oop, nie teenoor die Here nie, teenoor die dogter. Hy sê, hoe kon jy vandag my in die ongeluk stort? Ek het my mond teenoor die Here oopgemaak, en ek kan nie terugtrek. En sy sê, papa, nee maar, ek is reg, om geopenbaar met aan al die wees gewys en geleer, soos die Here u dan my pa, die Here beloof het, kom dit na. En die Bybel sê, hierdie dogtertjie het naam gemaak in die hele Israel. Sy het daartoe gaan afsonder vir 'n hele maand, waar sy nie met haar vriendinne kon speel nie, sy offer dit op. En die Bybel sê, daar's 'n dag na haar vernoem, vir haar manier van hoe bryf sy was, om vir haar pa te wys, dat daar is 'n God in die hemel. So ek wil vanmôre vir u sê, die Here sê, in die boek van Romeine 8:37, self vir hulle, wat sukkel om getrou is, te wees aan hom, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur Christus, wat ons lief gehad. Maar nou moet ons die vraag afvra, is ons regtig gehoorsaam aan die Here, om te verdien, as God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Jesus profeteer in die boek van Matteus 24:6, en hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Ek weet nie, kyk u die nuus nie. Weet u regtig wat in die Midde-Ooste aangaan? Is verskriklik. As jy die nuus kyk, en hier kom Jesus. Hy het al daai tyd geprofeteer. Wat gaan in hierdie dae wees? Hoe gaan dit wees? Hy sê, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Hy sê, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke.
Is dit dan nie die waarheid nie? Gebeur die goed dan? Nou wat moet dit aan ons die gelowiges doen? Dit moet ons so nader trek aan die Here, want dit is 'n profesie wat waar geword het. Wat eintlik sê ons nou meer geloof in die Here het, nader in ons verhouding aan die Here kom, want hy het dit gespreek. Die profesie het Jesus self gespreek in die boek van Matteus hoofstuk 24. Vers 4 het hy gesê vir ons, laat niemand julle mislei nie. Kyk in Ethiopië, kyk in die lande. Ek het nou wanneer het ek gekyk, 'n video. Jaarlik in die mense slag die ape. Ja. Die aap se hele kop staan nog so. Lyk my dat hom gaar, lyk my dat 'n spitbraai gemaak. Hulle byt hom sommer in die neus eet hy mense. Ja. Ape. Maar het lyk my vlees nog al tyd, want ek sien die kindertjies sakkel om met mekaar. Maar hulle het al die tipe groentesoorte wat hulle daar ingooi, wat hulle ook self pluk. Hulle het ook die green peppers en red en alles. Jy sien ook, hy pot lyk lekker. Maar die snaakste van dit alles, wat ek nie kan verstaan, hulle eet hom kokend. En dan sluk hom, ek het so vir myself gesê, hy brand seker reg deur. Want hy's kokend. Hulle byt hom net so. Die hongerte wat die wêreld tref. Jesus het dit gesê. Die kindertjies met hy klipharde magies wat daar staan met die dun beentjies. Hulle kopbene, as die vleis aan is net kopbeen, die oogies sit daar agter. Hulle het nie weerstand teen die siekte nie. Jy sien hulle neusies loop reg deur. Jesus het dit van almal van ons gesê. As ons vaak neer, ons is deur die Gees, deur die wedergeboorte wakker gemaak, om die woord te besef, dat Jesus in die waarheid gepraat. Wat in die dae gaan gebeur? Wat eintlik sê, nou moet ons die aangesig van die Here soek, soos nooit van tevore. Amen, dis die waarheid. Jy sien mos daarom met lees, hoe word jou kinders groot. Jy sien ook mos hoe beskerm die Here, hoe kom die Here, soms moet hy kinders ook maar al dood gewees het. Baie van hulle is naglopers. As die dierbaar is, baie van hulle het verkeerde vriende. Maar die Here bewaar ook hy kinders ter wille van jou. Psalm 50:15, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En hy kan maar hoe op hy sterk verkeerde lewe draks. One day is one day. Dan kry die Here hom ook ter wille van jou. Jy moet net met 'n volkome hart voor die Here wandel, dan verander die Here ook hy kind van jou se lewe. Amen, dis die waarheid. As die dierbaar is met my. Amen. Jy moet jou net verlustig. En jy moet verstaan hoe die koninkryk dinge werk. Wat jy saai, moet jy weer maai. Amen. As jy verkeerd saai, gaan jy verkeerd maai. As die dierbaar is met my. Dis die waarheid. As jy jou saad, wat jy in die grond in moet sit, wat jy saai, as jy dit opeet, kan jy nie 'n opbrengs verwag nie. Jy dit dan opgeëet. So as dinge verkeerd gaan, moenie na die Here toe roep en sê, Here, maar kyk hier, jy self. Het jou saad opgeëet. Wat verwag jy nou? As die dierbaar is met my. As alles verkeerd gaan, kan jy nie nou hier mense blameer nie. Jy moet jouself blameer, want jy het in verhouding met die Here gekom. Amen. Amen. As die dierbaar is met my. Amen. Maar hy sê, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dis alles waar wat Jesus geprofeteer het. Daarom moet ons die woord glo, want die woord is die waarheid
En alles wat geprofeteer was, het 'n werklikheid geword. Hoeveel jaar terug het Jesus daai? Is meer as 2000 jaar gelede dat hy hierdie profesie gelewer het. Meer as 2000 jaar dierbaars. Het Jesus hierdie profesie gegee. En het in hierdie tyd waar geword. Amen. Alles wat hy gesê het waar geword. Amen. Tot Joel wat hy profeteer het in Joel 2:28-29, in die laaste dae sal ek my gees. Het jy nie vanmôre die gees ervaar in die atmosfeer nie? Amen. Daar's mense wat sommer daai een kant, as jy regtig oop is vir die Heilige Gees, dan vul God jou net daar waar jy sit of waar jy staan. Amen. Dis 'n profesie. En met die uitstorting van in Handelinge hoofstuk 2, toe sê Petrus, die mense is nie dronk, want hulle het dit bevraagteken, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe sê die profeet Joel, het geprofeteer, dat hierdie goede gaan in hierdie dae waar word. En dit wat julle nou hier sien, is iets wat hy nie van gespreek het nie. Hy het geprofeteer. Yes. As die dierbaar is met. Amen. Nou hierdie woord is die waarheid. En ons sien al hierdie dinge gebeur. Hoekom dien ons dan nie die Here nou in gees en waarheid nie? Dit moet ons mos nou bang maak vir wat in die wêreld aangaan. En die een van die groot en die belangrikste goede is as jy sterwe. Sterwe jy in die Here of sterwe jy sonder die Here? Want hy sê jy kan 'n gedaante hê van die godsaligheid. Anders dan glad die krag nie. Jy lyk soos 'n broer en 'n suster, maar as jy 'n verhouding met die Here nie. Jou hele verhouding met die Here is vra. Here, hoekom? Waarom? Luister die dierbare, jy so baie vra. Waar is die Heilige Gees? Amen. Ons het die, hy sê self wanneer julle voor die howe kom, dan gaan die Heilige Gees julle leiding gee. Hy gaan julle leer wat om te sê. Yes. Johannes 16:13, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle lei in die waarheid. Alles wat hy hoor van bo af, sal hy aan julle verkondig. Hy sal ook die toekomstige dinge aan julle bekend maak, dinge wat julle nie weet nie. Die wêreld het nodig om vrae te vra. Nou, want hulle weet nie. Hulle weet nie. Hulle verstaan nie. Ons verstaan dit. Ons het deur die wedergeboorte het ons Christus geleer ken. So hy moet nou vir jou iets kan oopmaak wat jy nie verstaan. Amen. Jy moet na hom toe gaan. Hebreërs 4:16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Hallo. Amen. Hy moet dit vir ons oopmaak. Ons is deur sy gees deurdronge. As die mense hier. Wanneer jy die skrifte ondersoek, dan moet jy nie net een skrif uithaal nie. Lees die hoofstukke. Ons wil nie lank. My vrou die ander dag gesê, sy hou nie van lang boodskappe nie. Dan lees sy dit nie. Sy gaan wag vir lang tyd wat sy rustig is, dan lees sy die boodskap. Hallo? Hulle noem dit love letters. Hy lang boodskappe, jy spreek alles wat jy, en as dit eers nodig om alle goede aan te sê. Nou sê sy, as sy stil en sy rustig is, sy kies ook maar die boodskappe uit. Want die ene is daarom regtig te lang. Die ene is julle 2 minute wat gevat word om te lees. So sy wag as sy rustig is. As ons mense wat jou iets vra, maar dan gaan hy eers Kairo toe, dan kom hy terug, dan gaan hy Egipte toe, en dan kom hy terug, en hy is in Soweto, draai maar voor hier in George. As jy dierbaar is met my.
God se belofte is waar. Ons moet net die Here dien en elke belofte in die Bybel is ons. Amen. Weet jy wat sê Jesus in die boek van Matteus? Hy sê, en die Here soek jou hele aandag, hy sê, hy wie moeder, vader, man, vrou, kinders, hoe my lief het, is my nie waardig nie. Ja, dat is die waarheid. Weet jy wat wil die Here eintlik sê? As jy jou alles gee vir die Here, dan gaan jy 'n baie mooi huwelik hê. Amen. Dan gaan jou kinders na jou luister, al wil hulle na jou luister. Alles begin, dan gaan ons weer terug na Matteus 6:33 toe. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Jesus sê deur my genaam gaan julle moeilikheid kry. Julle gaan gehaat word ter wille van my naam. Families gaan teen mekaar fight as gevolg van my naam. Dan wil ek liewer ly vir sy naam. Want sy naam bring my nader aan my vrou. Sy naam leer my om my vrou beter te waardeer en te respekteer. Sy naam maak dat ek my kinders net meer en meer lief kry. Sy naam maak dat ek vir julle net meer en meer lief kry. Kan ons die Here prys. Dit is die waarheid, hoe meer jy closer met die Here raak, hoe leer jy om jou maat te respekteer. Dat is die waarheid. Iemand wat sy vrou, sy man, sy kinders nie respekteer nie, kan nie 'n verhouding met die Here hê nie. Julle nou so stil. Dat is die waarheid, ja, amen. Ek het nie gevloek nie, ek het net Dat is die waarheid. as die dierbare is met my. Dis die dissipline wat Jesus bring in ons lewe. Dat hoe closer jy is met die Here, gaan jy beter en mooier praat met jou kinders. Want jy moet net met die Here gaan praat in gebed. Dat is die waarheid. Hallo. Amen. As jy closer met die Here die pad loop, sal jy nie buite die huwelik wil mors nie. Hallo. Jy sal nie nou ander vrouens hier met ander vrouens of ander manne chat nie. Nee, jy sal nie. Want Jesus se naam bring wat? Dissipline. Amen. Sy sit in die ander kamer en ek sit in die kamer en chat ons, Here ons prys U. Dit is wat social media gemaak het. Ja. Sy kan maar net so wel omkom. Maar ek geniet dit, ek chat terug. As dit dierbaar, want dis met my vrou. Jesus bring, ons moet hy gedeelte verstaan. Hy wie moeder, vader, broer, suster, bo my liefhet. Dis my nie waar. Jesus, hoe closer jy aan hom loop, jy sal sien op jou gelde, het raak nie klaar nie. Hy gee jou ook wysheid insig om jou finansies te bestuur. Hallo. Hoe meer jy meer closer is met jou vrou en jou kinders, is hulle wat jou sak so tap. As jy net op 'n lekker level is, dan sê hulle het 'n top gesien met 'n kappie en hier kom die winter. En omdat jy so lief is vir haar, gaan koop jy dit goed. Alhoewel jy jou ook in die skuld sit. Maar jy liefde het vir Jesus en hy kom eerste. Dan gaan jy vir hulle sê, ons wil 'n meeting hê, jong. Hy toppie moet maar wag tot Desember. Amen. Ons het 'n budget. Amen. Maar wanneer jy vir hulle lief het, dan gaan jy uit jou pad uit. Jy sit jou in die skuld in, jy doen enige iets vir hulle. Op die einde van die dag lei die hele huis. Die hele huis. En sê jy ook nog al vir hulle, die maand gaan julle 'n hond eet. As die dierbare is met my, hoe closer jy in jou verhouding met die Here, luister die dierbare, kan die Here ook baie aan jou toevertrou. Nou kyk my dierbare, as jy so oor jou vrou en oor jou kinders is, en alles wat jy verdien, jy gooi dit net so vir hulle. Jy sit jou in die skuld vir hulle. Dink jy die Here kan geld dan aan jou vertrou?
Dit sê, jy is 'n rentmeester van jou huis. So jy kan nie uit klompe duisende aan jou toe vertrou nie, want jy kan nie met dit werk nie. Jy kan nie met dit werk nie. Want dit bly net my vrou, wat wil jy hê? Dink jy die yskas is nog oukei? Want jy wil gaan skuld maak. So jy hou die Here se seëninge van jou af, weg. Julle wil so stil. Dis 'n revelation. Amen. Openbaring van die woord. Amen. Daarom sê die Bybel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, hele verstand, met al jou kragte. Wat eintlik sê jy hard werk, moet jy sorg dat die Here uitgesond is. Want hy sê al jou kragte, sodat jy lief is vir hom, moet jy met so. Waarheid. As die mense hier. Spreuke 3:6. Ken die Here in al jou weë. Dan maak hy jou paaie vir jou geluk. Ek hoor die Here praat. Met my. Amen. Ja, hy praat deur die nag met my. Ja, hy het weer gisterand met my gepraat. Hy deel geheime met my. Hy kom eerste, dan kom my vrou. My vrou geniet die benefits. Weens my verhouding met hom. Jy verstaan die Here nie. Amen, dis die waarheid. Ja, die benefits, want daar's altyd. Yes. Hy weet hy kan my vertrou. Weens my verhouding met hom. Amen. Jy moet hom kan hoor praat. Jy moet die Here se gees hoor praat. Ek het is verlede jaar ja. Ouderling Neville en ouderling Isaac is my getuie. Toe lê ons broer Mono op sterwe in die hospitaal. Hy is nog nie oorlede nie. Hy lê en ek raak so benoud. Ek raak so benoud, die gees sê hospitaal. Ek kontak hy 2 ouderlinge. En ek sê vir hulle, as julle reg is, as julle nie reg is okay, maar ek is op pad hospitaal. Ons het seker so 3 minute daar gestaan en gesels. Toe kry ons die boodskap, hy het nog net afgestel. Hoekom ek so gejaag was, onrustig, weet ek, dat ouderling Neville sê, jou pastoor, jy is pastoor. En die dokter praat eers met sy vrou nie, want die vrou sê, hy praat met ons, ek weet nie, hy het eers gevra as ons familie nie, maar hy sê, hy moet het net gesterf, hy lê daar, jy kan gaan, hy het eers inligting gevra, asof die Here hom klaar voorberei, die manne, jy moet die boodskap oordra. As die dierbaar is met my, sodra alles by die Here begin, gaan jy revelation. Jy gaan leiding kry. En die Here gaan hom aan jou openbaar. Dis manne met hulle wat met hulle vrouens stry en bly stry en altyd 'n gefight. Probeer Jesus. Hoe meer jy met Jesus in verhouding staan, gaan jou partner beter respek en beter hanteer. Jy sal reason, maar daar gaan mooi oplossings gaan daar uitkom. As die mense nog hier. Amen. Ons moet ons identiteit moet ons ken in die Godheid. Ek hoop iemand kry die boodskap van Amen. Hebreërs 13:5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoekom jaag ons so? Die God moet self kom. Dis die waarheid. As die dierbaar is met my. Amen. Ons val in allerlei versoekings. Ons wil net geld kontrol. En op die einde van die dag kontrol die geld ons. Ons weet nie hoe om dit te werk nie. Hy kan vanmôre doen ver bo dit wat ek in u dink, bid of verwag. Hy sê Here, Hebreërs 13:8, Jesus Christus is gister, hy is vandag dieselfde tot in ewigheid. Wat eintlik sê verander nie. Toe
Toe hy jou 2 jaar terug gesond gemaak het en die deure vir jou deurbrake gegee het, hy het nog nie verander, hy is dieselfde Jesus. Jy het verander, hy het nog nie verander nie. Hy is elke dag dieselfde. Wat hy 3 jaar terug gedoen het, kan hy groter doen nou. Yes, halleluja. Hy is die Here. Amen. Hy is groot. Ja. Hy is almagtig. Dankie, Here. As ons net ons identiteit verstaan in hierdie gospel, sal ons presies weet wat Romeine 8:31 beteken vir ons. Ja. En ons gaan daarna uit. Romeine 12:11. Wees nie traag in die ywerie. Wees vurig van gees en dien die Here. Daar's 'n beloning, Hebreërs 10:35. Werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning nie weg nie. Daar is iets in dit. Let, daar's beloning vir die opofferings wat jy maak, is nie te vergeefs nie. Die waarheid. Alles wat jy insit, wees nie traag in die ywerie, wees vurig van gees, dien die Here, daar is beloning. Amen. As die dierbares met my. Amen. Romeine 12:1. Ek vermaan julle dan by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Pas jou op. Amen. Ek het nog gisterand gesit daar by die huis. En ek bepeins die lewe so. En ek sê, nee man, ek word binne kort, word ek 62. En ek sê vir myself, weet jy Klaasie, Manuel, jy moet nou eers jou lewe geniet, deur rustig te wees. Moenie vir die mense besluite neem nie, moenie vir hulle dink nie, moenie vir hulle redeneer nie, jy moet jou oppas. Ja, dierbaars. Ons kwel ons oor nonsens. Jy kan nie slaap nie, vir wat? Jy het te veel goed hier. Die Here, hy is jou herder. Jy sal niks kort kom nie. Jy moet net jou lewe verstaan. Hoe ouer jy word, dierbares, moet jy meer en meer na jouself kyk. Amen. En dit is hoe jy redeneer, hoe jy dink, wat jy alles in hierdie komputer toelaat. Dat is die waarheid. Weet jy dierbares, daar's baie nonsens op die TV's. Jy kan besluit wat jy nonsens kyk of wat jy nie kyk. Jy kan met jou, as jy nou wil afsluit en sê, ek gaan nou lê. As ander wat tot 12 uur toe vassit op die fone, hulle kan nie afklim nie. Amen. Sê julle, die Here soek net 'n uur, hy kan nie vir 'n uur in die kerk wees nie, maar die hele foon hou vir hom 2 ure. Amen. Jy het die koffie daar, die tee gesit, is ijskoud. Hoor wat vra hy nou? Joanna, ek hoop jy sê Joanna hier binne nie. Het jy nog die koude koffie hier by my kom neersit? Het koud geraak by hom. As die dierbaar is met my. Waarvan kom die baie misverstande in ons huishoudings? Is die fone. Met die kinders. 1, 2, 3, en jy die kind se oor net so beluister jy nie. Wat is dit nou my ma? Ek het jou al net al gesê. Hy het daai tyd so gesit toe jy praat. Alleen. Hy hoor nie. Daar's die kommunikasie. Nou is daar nie verhoudings nie. Maar die verhouding is die foon. Hulle sit in die oggendure. Hulle moet net na werk toe gaan. Dierbaar is met my. En hulle bly soos knorpotte. Hulle is vir enige iets kwaad. Nou het jy nie goed uitgeslaap as die dierbaar, dat jy raak gou kwaad.
Short temperature. Jy's laat. Almal gaan nou laat wees as gevolg van jou. Dierbares met my. Die waarheid. Hier in die bed en hulle wil net kees, hulle moet jy maar. Los my man! Almal is laat. Deur jou. Jy's 'n gevangene van jouself. As die dierbares met my. Die julle as misverstande. Wanneer vir my gesê wie het dit gevat? Alle vat. Die dierbares met my. Jy kan besluit met jou lewe, niemand keer jou nie. Jy kan hy 3 ure, hy tyd mors. Nee man, ek sal die TV afgemaak het, my tuin reg man. Nee man, ek kan iets doen man. Nee man, as gif man, dat ek die onkruid gaan spuit aan, man, dan my tyd mors met 'n foon man. Nee man, is die dierbaar, so baie wat ons kan doen. Dis hoekom die Here kan nie baie goed aan ons toe vertrou nie. Ons is 'n verkeerde plek in ons lewe. Ons is te besig. En as jy nog besig ook in langs en wat gaan jy by die tannie langs en ook aan? Ek het gehoor sy het gesê sy gaan 'n vark koop. Ek wonder wanneer kom die vark, ek sien er nog niks. Jy's by die goed ook in langs en jou ore is gespits. Is die dierbares met my? Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevalle en volmaakte wil van God is. Deuteronomium 28, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, en sorgvuldig hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou die hoogste stel bo die nasies van die aarde. Maar hoor wat sê vers 13. Ek weet net die vers 13, ons het hom net gekwoteer, maar hoor wat sê, in sy detail, gaan u vanmorgen beter verstaan. En die Here sal jou die kop en nie die ster maak, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. As jy, voorwaarde, luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel het, om te hou en te doen. Dis nie net kop, en dat jy nie meer die ster doen. Om dit te hou en te doen. Ons wil net die boe die skrif ken, maar ons wil dit nie doen nie, wat die Here vir ons sê. Romeine 8:31, wat sal ons dan van al die dinge sê? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dis 'n belofte wat die Here aan sy kerk gee, maar dan moet ons bly by die voorwaardes, deur getrou aan sy stem te luister. Mense wil jou ondergang sien, mense wil hê, jy moet suffer, soos hulle suffer. En soms dan val ons nogal in hy sloting. Ons word soos ander mense, soos hulle ons wil hê, so kry hulle ons. Mense, luister vanmorgen, is wreed. Mense kan jou met die gesig, die mooiste smile, aan hulle harte, is hulle baie ver van jou. Kyk maar die werk opset, daar wat jy werk. Hulle byt jou. Hulle kom mooi voor agter jou. Beskinder hulle jou. Hulle praat jou sleg. As jy 'n verhouding met die Here het en jy loop die pad reg. Romeine 8:31. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Die gelowiges is net so gevyns. Hoekom dink u Paulus skrywe in Galasiërs hoofstuk 3
Hy sê, o, Galasiërs, wie het julle betower? Weet jy wat beteken hy betower? Wie het julle by die voordokters gebring dat julle nou so ver? Julle het met die gees begin en julle eindig nou in die vlees. Betower praat van toordery. Wat het Saul gedoen? Hy het na die waarsêers gegaan. Nou kyk jy dierbares. Jou eie familie kan jou eie lewe destroy. Die mense die naas aan jou kan vir jou die gevaarlikste mense. Daarom moet hulle nie alles sê nie. Hulle moet net sien, hier, dink jy op. Hier sa. Dierbares met my. Hulle maak jou vas. Hallo? Want nou is jy ook nie op 'n regte plek in jou geestelike lewe nie. Hulle het die powers om jou vas te maak. As jy vleeslik is, die mense die reg, hulle kan jou vasmaak. Daarom moet jy op 'n geestelike lewe om hy goed te laat wegbam van jou. Dis hoekom die Bybel sê, hoor wat sê die Bybel? Paulus in die boek van Galasiërs 5:19 tot 20. En die werke van die vlees, jy jouself is gevaarlik as jy vleeslik is, jy kan moord pleeg. Die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik hoerery. Jy is gevaarlik as jy vleeslik is, kan jy hoer. Jy kan mors. Jy kan lewe vernietig. Vleeslik is. Ja. Dronkaards. Vleeslik is jy dangerous dierbaar. Afguns. Jy gaan niemand niks nie. Net jaloesie, vyandskap oral waar jy kom. Jy's altyd die oorsaak van verdeeldheid. Dit is vleeslik. Jy's dangerous. Die mense kan nie eens iets vir jou oor vertel nie. Dan weet die wêreld, hele wêreld dit. En as hulle jou nou net bietjie kom konfronteer, dan rol jy jou broekspype op. Kom ons gaan straat toe. Ek is 'n ander pot se deksel. Ek is 'n ander boom se bas. Wat beteken hy vleeslikheid gaan net verder en verder. Hy praat met die Galasiërs. Hy sê julle het so goed begin in die gees. Nou eindig julle op in die vlees. Nou as jy in die vlees is dierbaar is. As jy by die Here, maak jy besoek toordokters. Hier's baie gelowiges wat die toordokters nog gaan sien. As die dierbaar is met my. Hier's baie gelowiges wat hier op die fone dobbel. Nou sit hy in die kamer in die huis. Wat by die lotto sien hulle om hy moet in die lyn staan. Hy is aan die kamer. Hulle sit in dobbel. Daai tyd wat hy so mors, sit hy om geld te wil maak. Weet jy wat dierbaar, wat sê die Here van dit? Hy sê jy hoereer agter die geluksgode aan. Hy sê dis 'n gruwel in die oë van die Here. Hy lotto spelers op. Nou kyk jy dierbaar. Kyk gou na die ene. Is hy reg? Kyk gou nou. Daai persoon wat so dobbel en hy wen, hy gaan nooit hier kom getuig en sê, hey, die Here het vir my deurgekom. Nooit dit. Amen. That's a secret. Hy moet ons nou hier kom voorstaan en dan moet hy ons nou sê, hey, die Here het magtig deurgekom. Hoekom kom hy aan die deur? As die dierbaar is met my, hy moet ons nog getuig, want dit is ons nog goed uit. Want hy weet, hy het 'n gewete wat hy doen is verkeerd. Is hy nog nie dierbaar? As God vir ons is, dierbare luister gou hier. Al lyk mense jou nie. Al raak hulle naar vir jou.
Hulle moet môre weer by jou kom brood vra. Dat is zo waar. Dis hoe die Here werk, want die guns. Amen. Die guns kan nie gekeer word nie. Amen. Al change jy die karre soos baba doeke, hulle gaan maar net weer terug. Hulle hou mos nie van dit nie. Julle Heerlik. Druk jou ore toe van die mense wat so is. Want jy sit met Romeine 8:31. As God vir jou is, wie kan nie? Is 'n belofte van die Here. baie dankie. As dit dierbaar is met my. Luister dierbaar is. As ons harte nie verander teenoor mekaar. Weet jy die Here is die kenner van die hart en die toetser van die lewe. Gaan jy bly in jou ellende? Jy kom nie uit. Want jou hart is nie reg nie. As jy bekeer en jy die belofte van die Here kry. Amen. Dit moet goed gaan met die kinders van die Here. Amen. Hoor wat sê Johannes 10 versie 10, die laaste sin. Hy sê wat die duiwel doen. Hy sê hy het net gekom om te steel, te slag en te verwoes. Wat sê Jesus? Ek het gekom dat julle lewe mag hê, lewe en oorvloed van lewe. Yes, halleluja. Nonsens wat mense, hulle bly wonder en hulle praat snaakse goede van jou. Dis okay, so gelang hulle net nie weet hoe wonderlik die Here vir jou doen. Amen. As dit dierbaar is met my. Amen. Hulle sien net dit gaan met jou goed. Hulle wonder en hulle wonder en hulle wonder. Laat hulle maar raai. Goeie mense aan Here. Hulle gaan elke dag dat hulle kliniek afsprake moet gaan maak vir jou. Hulle sal moeg geraai. So true. Nou die goede vat en hulle kom en hulle haal. Nou bly hulle kliniek toe gaan vir jou. As die rook so draai daar by jou, dan raak hulle mal hier die ander kant. Wat gaan aan, wat doen sy dan? Kyk die werk wat sy doen, hoe kan sy so baie? Hulle kry mos nie so klomp geld nie. Ek kry ook al geld. Maar die verskil is, hulle dien die Here, jy wil nie die Here dien nie. Amen. As die dierbaar is met my. Luister dierbaar is, jou eie familie kan jou ondergang wees. Jou eie kinders. Kom ek lees goed iets. 2 Samuel 15:13. Toe daar dan 'n boodskapper by Dawid kom en sê, die hart van die manne van Israel is agter Absalom aan. Het Dawid aan al sy dienaars wat by hom in Jerusalem was gesê, maak klaar en laat ons vlug, want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie. Maak gou om weg te kom, sodat hy ons nie miskien gou inhaal en onheil oor ons bring en die stad met die skerpte van die swaard verslaan. Ja. Absalom. Hy draai teen sy eie pa. Dawid se seun Absalom. Ja. Hy sê vir die manne, hy kry hulle aan een kant. Sien maar wat maak hulle vandag in die kerk ook. Wanneer die ouens skerings bring in die kerk, dan praat hulle een kant met die mense. En wat doen dat hierdie Absalom? Hy vat hierdie manskappe wat na Dawid toe gaan vir regsaake. Amen. Dawid moet mos nou vir hulle die koning sê vir hulle, hoe moet hulle maak? Hy sê, moenie na die koning toe gaan nie. Hy gaan julle nie kan help nie. Ek is hier om vir julle te help. En wanneer hulle met Dawid sit, wat die koning nooit doen nie. Wanneer die koning hulle klaar gehelp het, dan hulle opgestaan en hulle gegaan. Maar wanneer Absalom met hierdie mense sit, en het vir hulle 'n raad gegee, dan hou hy hulle vas aan soene hulle wat Dawid nooit gedoen het. Toe trek hy daai manskappe, die mense, na Dawid homself, na Absalom homself toe. Dawid word toe gewaarsku deur sy eie dienaars. Absalom wil sy eie pa doodmaak. En Dawid moes gevlug het. Dierbaar is die hart van jou eie kinders, kan vir jou gevoel gee. Eie familie.
As die dierbares met my. Jaloesie, afguns, bitterheid. Hulle voel niks as hulle jou skade aandoen. As die dierbares met my. Hierdie Absalom kom in die huis Dawid, hy kom geestelik as hy opgebring, maar hy draai teen sy pa. Wat maak Saul? Ek wil dit vir die sê waar het staan. Wat doen Saul? In Samuel 18. Hoor wat sê. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was. En van Saul gewyk het. As dit so met jou goed gaan, dan change die mense se harte teenoor jou. En Dawid is hier net 17 jaar oud. 'n koning wat jaloers is op 'n jong seun. Hy kon die guns van die Here nie hanteer wat op Dawid is. Mense wil jou sien sukkel, dat jy by hulle moet kom loop. Ons is nie by dit nie. Dit moet goed gaan met ons. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Saul het probeer om vir Dawid dood te maak, want hy kon die heerlikheid, die guns van die Here, kon hy nie hanteer wat op Dawid is. Almal wat jy in jou kring inbring, is nie jou vriende nie. Ander mense gaan môre vir jou waarsku en sê, hey, pas op vir hom. Hallo, pas op vir haar. Jy moet hoor wat agter jou rug gesê word. As die dierbares met my, vertrou die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Almal is nie jou vriende nie. Almal is ook nie so na aan jou nie. Hallo. Nee, het lyk so. Maar hulle is nie na aan jou nie. Gaan kyk daar by die werke. Baie van ons het hulle ons vriende gemaak. Hulle dien nie eens die Here nie. As van ons wat luister na hulle twak, wat hulle die naweek aangevang het. Hey, ek het weet soveel, jy drink aan nie. Wat kan jy daai nonsens van hulle luister? Maar ons is in die kringe van hulle. Hoeveel brandewyne het hulle gedrink in al die klompe lelike goed? Baie kom mooi voor, maar hulle harte is ver van jou. Hulle kan jou nie hanteer waar dit met jou so goed gaan. Hulle byt op hulle tande, hulle kners. Die Bybel sê aan die ander kant gaan 'n gekners van tande wees. Hier is dit al klaar die gekners op die aarde. Ek kan dit nie hanteer nie. Hulle kan jou presence nie eens hanteer nie. Ja, sê dit. Hulle is ongemaklik in jou teenwoordigheid, want jy dra iets die heerlikheid van die Here. Hulle vind dit moeilik. Hulle sukkel om jou te sien in 'n toestand kry wat jy nie inkom. God stry vir jou. God maak vir jou. Hou op om op mense te vertrou. Hulle gaan jou teleurstel. Hulle wil ook hê jy moet by hulle kom leen. Laat hulle dit ook môre teen jou kan hou. Ja. Dat hulle môre kan sê, heerlik, ek praat jy van haar. Sy hou so. Jy het nou 'n bietjie gelag. Sy hou so daar met hy groen skoene wat sy nou dra. Dit was nou 'n mode. Sy het die ou dit my geld geleen. Sy dink ek het vergeet daarvan. Ja, jy sal dit vergeet nie, want jou hart is reg. Psalm 91:11-12. En die Here sal sy engele aangaande jou 'n bevel gee om jou en my te bewaar op al ons weë, sodat ons ons voete teen geen klip stamp nie. As God vir jou is, don't worry about the people. Keep your eyes fixed on Jesus. Amen. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? As hy sy seun
Wat is daar wat die Here met jou laat verbygaan? Jy moet net, ek moet net op die plek kom. Amen. Ons verhouding moet net gesond wees Dis voor die die Here. waarheid, ja. Dis 'n point. Dit wys net hoe spesiaal ons vir God is. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk? Amen. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Nou as jy verkeerd wandel, dan moenie mense praat. Dis die waarheid. Ja, is okay as jy reg wandel en hulle praat van jou. Kyk dierbares, dan change jy sommer jou manier van loop. Ja. Hoe sê hulle, die manier van rol. Ons gaan die rol. Maar hoe die ken was het hele al jare gerol. As die dierbares met nie. So as hulle teen jou kom, en hulle is afgunstig en jaloers, en hulle wil jou ondergang sien, dan change jy jou rol. Jy groet nie meer so, jy groet peace. As die dierbares met my. Jy maak hulle hier binnekant. Maak jy hulle rooi van skaamte. Ja, Halleluja. As die woord, Glory. yes, definitely. Glory. hulle wil hê jy moet so kom. Jy moet elke keer vir jou vra. Jy alright? Hulle is eers gelowig. Hulle wil jou ondergang sien, dis gelowig. As jy alright, brother, Johnny? Bly net hier so. As die dierbares met, hulle wil dit hoor. Lewe bo jou omstandighede uit. Soms is dierbares ook belangrik dat jy nie alles moet sê wat in jou liggaam aangaan. Hoe gaan dit? Sê net goed. Moenie sê, hier my keel het die gister hier iets gesit nie. Of hier onder toe vanoggend op. Hulle het nie dit gevra nie, hulle vrou gaan dit met jou. Jy gee te veel inligting. As die waarheid. En soms dierbares, al gaan dit nie goed, dan sê jy nie geloof gaan. As die dierbares met my. Hulle vra, hoe gaan dit met jou? Hulle het glad nie navraag gedoen na jou seun of jou dogter. Nou sê jy, jene, hy het weer 'n venster uitgegooi, dat die stoof jy in die yskas omgegooi. Wat het dit met hulle te doen? Hulle het met jou nie, hulle vraag jy, hoe gaan dit? Nou gaan jy na jou kinders. Ja, jy gaan krap na jou kas. Ek weet nie hoe gaan dit, jong? Ek weet hoe lang gaan ek het uithou met die vrou nie. Hoor die duivel het op. As die lankie, dan is haar dagvaring vir 'n egskeiding. As die dierbares met my. Hulle vra, hoe gaan dit met jou? En met 'n glimlag om te hoor, jy gaan nou sê, goed. Nee, jy sê, hy is weer met hy ander meid weg. Hulle het nie dit gevra nie, is jou geheim. Jy moet hy goed hanteer. As die dierbares met my, ons maak klaar. Ons is baie spesiaal vir God. Maar as ons uitlynheid is dierbaar. As ons uitlynheid is. Dan moet die mense mos praat. Jy gee hulle dan rede om te praat. Pas jou op. Ek dien die Here 44 jaar dierbaar. Hier is niemand wat iets van my kan sê by. Ek gee niemand rede om van my sleg te praat. Ek loop die pad reg. U moet my kan uitwys sê pastoor, nee, maar daar, nie daar aangevang. En daar, ek is nie by die goed nie. Ek moet u beskerm. Ek moet die naam van die Here. Ek moet my eie kinders, Connie, Jason, hulle moet ek beskerm. Dis die waarheid. As hulle snaakse goede moet doen, watter dinge se aanklag is dit nie teen hulle self. Dis die waarheid, ja. Pas jou huis op, pas jou man, pas jou vrou, lewe mooi lewe, sodat mense niks kan hê om van ek en u te sê, die Here seën. Amen. Dit is dierbaar is die atmosfeer
wat gebed nodig het, nie is vanmorgen deur die woord van die Here gelig. En u voel, u wil ook dit bestendig, u wil die Here lekker dien, sodat u ook waar die aanslag kom, as God vir my is. Wie kan teen my wees? Ek wil die covering vanmorgen oor die bring. Ek wil die doek vanmorgen oor die gooi, dat die